Volspoed, episode 17. Wanneer Rozaan minder hoes, kom Christo uiteindelik op sy voete. Hy is ijskoud en sopnat en hy kan net dink hoe koud die twee vroumense moet wees wat in die water was om Rozaan uit te haal. Hulle het nou wel termiese komberse om hulle, maar dit vat nie die ongemak weg nie. Hy praat met Amy en Siska. Julle twee legendariese lewensredders en diepduikers, gaan maak julle self droog en trek warm klere aan. Ek mag julle moontlik later nodig kry. Dan draai hy na die ouer man. Hy is ook effens nat, waar sy kleindogter teen hom geleun het, maar hy het darm 'n dik warm jas aan. Meneer Schultz, vra Christo en sy oë gaan na die man se voete. Is hy die ou wat so gestaan en eiers lê het, terwyl hy aan die pasiënt gewerk het? Die persoon wat hom en mevrou Schultz so ongevraagd en ontydelik aan mekaar staan en afpaar het? Maar nee, hy sien blauwgrys Skechers daar, nie bruin stewels nie. Dit is ek, ja, antwoord die man, bedoelende, hy is meneer Schultz, nie Cupido nie. Want Christo het nie daar die vraag hardop uitgespreek nie. Rozaan was my oorlede seun se vroukie. Dit maak nog seer, duidelik. Christo staan 'n oomblik. Ek is jammer oor wat met jou seun en kleinseun gebeur het, meneer Schultz. Dan wys hy na Rozaan. Sal jy 'n oomblik hier staan? Kyk dat sy alright is. Ek gaan net die suurstof en die oksipolsmeter uit die voertuig haal. En dan wil ek hoor van waar af ons 'n ambulans kan kry en waarheen ons haar van hier af gaan afvoer. Ambulans, waarvoor? Hoes die vroumens. Vir jou, jy gaan hospitaal toe. En daarmee draai hy om die draagbare suurstofmasjien, bloeddrukapparaat en bloedsuurstofmetertjie te gaan haal. By die kar skop hy sy sloffies uit en pluk sy sweetpak top oor sy kop. Hy trek een van sy oranje oorpakke van onderaf aan, sommer so oor die sweetpak broek, en toe skuif hy sy voete weer in sy skoene. Teen die tyd dat hy terugkom by die pasiënt, sien hy dat hy pas die laaste deel van 'n hewige woorde verskil gemis het. Mevrou Schultz hoes weer en dis skoonpa wat moet verduidelik. Dokter, sy sê sy gaan nie hospitaal toe nie. Sy sê sy is reg. Duidelik kan ek hoor hoe reg dit klink. Oego. Christo werskaf met die suurstofmasjien en haal 'n skoon masker uit sy verpakking. Hy wag dat sy klaar hoes en toe sit hy dit voor haar neus en mond. Wanneer sy 'n hand lig om dit weer af te haal, vang hy dit behendig en knyp die polsoksimeter aan haar middelvinger vas. Die eerste lesing wys al 5 sekondes later. Dit lyk nie te sleg nie, maar almal weet dat die meter vir ten minste 'n minuut of langer moet aanwees vir 'n beter lesing, en verflaks het hy sy hande nou vol om haar hand te laat stilhou. Daarna neem hy haar bloeddruk. Dit is laag, soos te wagte nadat haar hart van suurstof ontneem is. Maar toe haal sy die suurstofmasker doelgerig van haar gesig af. Asseblief dokter, los die ambulans. Ek wil net gaan droog aantrek en in my eie warm bed klim, want ek vrek van die koue en ek is moeg. Ek wil slaap tot ander jaar. Dit is 'n besondere lang sin vir iemand met gebrekkige longkapasiteit, al moet sy tussen die woorde deur asem skep. Mevrou Schultz, ek is jammer, maar ek kan jou nie net afteken nie. Na 'n byna fatale verdrinking moet 'n pasiënt ten minste vir 72 uur in 'n hospitaal gemoniteer word vir neeweffekte en komplikasies. Die ideaal is om jou deur 'n MRI ook te stuur, om te sien hoeveel water daar nou in jou longe is. En dit gebeur gewoonlik in 'n hospitaal. En dan is ek steeds bekommerd oor jou onreëlmatige hartklop na die hoeveelheid opkikkers wat jy ingeneem het. Red Bulls, dieselfde ding. Jou hart het gaan staan en toe dit weer aan die klop raak,
toe hol dit met jou weg. Behalwe ek dink darm dat jy 'n groot klomp daarvan uitgebring het oor my. Jy het jouself behoorlik opgekoffie. Dit was nie aspris nie. En daar kom die trane. Christo voel 'n oomblik half onbeholpe. Hy was al na 'n hele paar fatale verdrinkings uitgeroep. Daar was ook 'n klomp nie fatale verdrinkings nie. Kinders en volwassenes, selfs 'n man wat 'n epileptiese aanval gekry het en in die swembad beland het, wat dit oorleef het. Maar meestal het dit helder oordag gebeur en 90% van die tyd was dit in die somer. Rosanne Schultz is sy eerste geval, wat 1:15 op die koudste nag van die jaar in Augustus plaasgevind het. Sy is moeg, sy is geskok en sy bibber van die koue. Nou huil sy boonop onbedaarlik. As hy haar nie gou geruststel nie, gaan hy met 'n volskaalse hysterie hier sit. Hy durf haar verkieslik niks spyt om haar te kalmeer nie, want sy het boonop 'n dop of 2 alkohol ook, saam met die Red Bulls ingeneem. Wat het jy alles gedrink? Vra Christo, net om te probeer agterkom hoe versigtig hy behoort te wees met enige iets wat hy vir haar wil injaag, het sy met 'n inspuiting of mondelings. 'n Slaappil, want ek was 'n bietjie jittery, en toe het ek gedink ek sal nie kan slaap nie. Dit het gevoel asof my hart en my energie voor my voete uithardloop en ek agterna, en dis die swembad voor my, en ek weet nie waar is bo en waar is onder nie. As ek wil opgaan, dan swem ek iewers teen 'n kant of die bodem vas. Jy het nie geswem nie, jy het net daar op die bodem gelê, raas die skoonpa, plaas dat jy geswem het. Hoe lank? Weet u hoe lank sy onder was, meneer Schultz? Vra Christo. Ek weet nie. Hoe lank vat dit vir my van daar af oorkant af om hiernatoe te hardloop op 70? Vra die man. 10 minute? Dalk langer. Ons het gedink sy gaan self opkom. Sy het wel begin spartel en swem. Sy kan blykbaar swem, maar toe hou sy net op, en daar gaan lê sy op die bodem. Toe bel Siska vir jou dokter, vertel Melanie. Siska het gedink sy klaar verdrink. Ek het geglo, haar hart het dalk gestaan van die skok oor die koue. Christo begin al die inligting tot sy beskikking bymekaar sit, analiseer. Dan het sy waarskynlik nie soveel water in haar longe as wat hy gedink het nie. Net genoeg om haar asemhalingsstelsel behoorlik te irriteer. Water wat dikwels later uitgeasem kan word in stoom of deur die bloedstroom afgevoer kan word, as dit nie komplikasies maak of longontsteking nie. En al wat die mooie mensie nou van hom vra is om asseblief net in haar eie bed te kan gaan klim sodat sy kan slaap. Hy kan homself amper in haar skoene indink en sy hart word sag, waarna hy besluit neem. Nou kom ons gaan kry haar in 'n bed. Net toe kom Siska van die stoep af aangehardloop, droog en warm. Sal jy asseblief vir jou ma gaan help om iets warm en droog aan te trek om mee te slaap? Sy weier om hospitaal toe te gaan. En dan wys julle vir my waar haar kamer is. Ek sal 'n uitsondering maak en haar vir 'n paar uur sommer net hier moniteer. Ek kry net die ander masjiene ook uit die kar. Baie dankie so baie dokter, huil Rosanne, en probeer om self op haar voete te kom. Kom ek help om haar in die huis te kry. Skoonpa is nog baie sterk, so sterk soos 'n beer. Hy wil eers haar arm oor sy skouer hak, maar toe tel haar op en dra haar sommer net daar by die huis in. Siska help een kant en Christo en Melanie maak sy toerusting by mekaar. Dr. Christo, ek wil ook eendag medies doen of gaan verpleeg, so as jy vir my wys hoe en wat, sal ek help om vir Tannie Rosanne deur die nag op te pas. Wel, vereers gaan julle almal slaap, want ek dink ek ruik 'n bietjie alkohol op jou asem ook. Wys vir my waar haar kamer is, antwoord hy met masjiene en toerusting oor sy skouer. Gelukkig kom alles in sakke
met skouerbande. Melanie help dra, en sy lyk darm nie so onvas op haar voete nie, maar hy weet dat sy baie moeg moet wees. Christo voel half tevrede met die situasie. Hy het die moontlikheid van komplikasies vir hulle uitgespel, en hy wou 'n ambulans laat kom. Maar jy kan 'n perd tot by die water lei, en as hy nie wil drink nie, dan doen jy maar plan B. As dit 'n gewone naweek was waarop hy aan diens was, het hy buitendien lank al hier weggery, net nadat die pasiënt haar beste paar longe uitgehoes het en haar mooi bruin oë oopgemaak het. Met sy vinnige kar is hy mos die eerste reaksie. Ander neem later by hom oor en neem die pasiënt daar na hospitaal toe, of na 'n dokter toe. Want wanneer hy aan diens is, het sy radio waarskynlik al vir hom laat weet, waar sy volgende ongeval op 'n Saterdagnag vir hom wag. 'n Radio wat hy hierdie naweek nie eens aangeskakel het nie. Toe bel hulle hom op sy selfoon, 'n nommer wat hy nie vir baie mense gee nie, maar hy weet waar hulle dit gekry het, op die koekpapier, langs sy bestelling vir die vrugtekoek. Gelukkig en net sowel. Hy stap na sy kar, en daarna hy sluit die kar, en stap agter Melanie aan, na die vrou se slaapkamer toe. Melanie klop en stap in. Skoonpa en Siska staan daar in die kamer. Rozaan is op haar eie in die badkamer. Sy het ons uitgejaag, sê, jammer, maar niemand sien haar sonder klere nie, nie eens ek, wat haar dogter is nie, verduidelik Siska en draai na haar oupa toe. As oupa wil huis toe gaan, is dit reg. Dit is duidelik dat my ma besig is om haarself te word. Ek sal gou saam met oupa stap en seker maak dat alles reg daar by oupa is en dat die hekke gesluit is. Nee, jy stap saam net tot by die hek, dan draai jy om en stap huis toe, dat ek kan sien dat jy veilig by die deur ingaan. Totsiens, dokter, en dankie. Totsiens, meneer Schultz. Kry jouself ook veilig en warm in 'n bed. Christus skud die man se hand. Wag eers. 'n bietjie bleek, maar met die oulikste blou teddybeer slaapklere, sien Christo toe die badkamer deur net daarna oopvlieg en Rozaan regop daar uitstap. Haar langerige donker hare is nog nat, maar nou is dit in 'n vlegsel aan die een kant van haar kop vasgemaak. Nag pa, en jammer oor vanaand, en dankie dat pa hier was vir ons. Sy stap in sy arms in en gee hom 'n kus. Daarna draai sy na die ander mense in die kamer. Dankie julle almal en skus oor die skrik, maar nou wil ek net een ding doen, en dit is om asseblief te slaap. Dankie dokter en totsiens. Christo glimlag, maak 'n effense buiging en wys na die bed. Klim, prinses. Wat het jy my genoem? Sy lyk effens onseker, maar gehoorsaam toe hy nie antwoord nie. Wanneer sy teen die kussing lê, buk Christo oor haar om die plakkers op die regte plekke vas te sit vir die monitor. Daarna sit hy die suurstofmasjien reg en plaas die masker weer oor haar neus en mond. Vir 'n oomblik kyk hy na die monitor, neem die lesings daar. Nie sleg nie. Die statistieke wys daar dat sy moontlik dit deur die nag gaan maak. Sy het waarskynlik die grootste hoeveelheid van die laaste Red Bull uitgebring. Oor hom. Hy skuif die gemakstoel wat aan een kant langs 'n koffietafel staan tot voor die bed. In die gang brand 'n lig en hy skakel die hooflig van die kamer af. Op die bedkassie brand daar 'n sagte liggie. Hy draai die monitor so dat hy kan sien en gaan sit langbeen weer op die stoel. Wat maak jy? Vra Rozaan. Jy wil nie hospitaal toe gaan nie? So ons ander se nagwaak het pas begin. Ek het besluit om die eerste skof te neem. Maak toe jou oë en slaap. Hoe laat moet ons jou aflos, Christo? Vra Siska en stap met 'n skinkbord in. Dan sy klaar haar oupa afgesien en koffie gemaak. Wat 'n oulike kind, besluit hy. Net sodra die eerste van julle wakker word en kan sien om by my te kom oorneem. Maar ek is reg vir die beste deel van die nag. The dead of night, fluister sy dramaties. Sal jy kan wakker bly? Na hierdie koffie, verseker, dankie. En as sy wegdommel, slaap hy in elk geval so lig, dat as die monitor 'n kleinste geluidjie maak, sal sy oë oopgaan en sy kop helder genoeg wees om op te spring en te help.
Hy gooi melk en suiker in sy koffie en sit weer agteroor met die beker in sy hand, met sy oë op die stil figuurtjie daar op die bed. Dit was dan sy 4de ontmoeting met die mooie Rozaan Schultz, ook genoem Zaan, Zaantjie of die prinses, as hy vir Stewels mag glo. Maar waar is Stewels nou? En wie is hy? Of was hy self nog nie wakker toe hy hier aangekom het nie? Christus sit sy leebeker neer en trek sy kraag hoog op, voordat hy in sy jas teen die agterste leuning van die stoel afsak tot op sy stuitjie. En toe hoes Rozaan. Christo vlieg regop, haal die masker van haar gesig af, trek haar regop en vooroor. Hy gryp die snippermandjie en hou dit voor haar. Spoeg uit, daar is sneesies op haar speelkas. Hy sit daarvan in haar hand, haar mooi bruin oë praat met hom. Hulle vra om verskoning. Ek moet piepie. Jy moet piepie, reg so. Hy begin plakkers losmaak. Sy gooi haar bene van die bed af en sit 'n oomblik, en toe hy 'n hand uitsteek om haar op te help, vat sy dit dankbaar. Die magtige en onaantastbare Rozaan Schultz laat haar badkamer toe help. Sy jaag hom nie eens uit toe sy aftrek, gaan sit en laat gaan nie. Hy is onsigbaar, of sy vertrou hom. Sy maak klaar en was haar hande en gesig, wys na haar tandeborsel. Geniet dit, antwoord hy en wag. Terug in die bed, plak hy haar weer, maak seker aan die monitor weer loop en sit self die masker oor haar gesig. En wanneer sy weer rustig raak, gaan sit Christo weer op daardie stoel. Maak soos 'n lammiekie vir die oomblik, maar moenie dink sy laat haar sommer net so tem nie. Praat daardie stem skielik weer hier langsom. Hou so vol, dokter. Ek dink jy doen al die regte dinge om haar hart te wen. Stewels stap by hom verby en die kant van die bek sak, asof iemand daarop gaan sit. Albertus Schultz, maar noem my sommer Albert, stel die trappers hulle self aan hom voor. En as jy wonder of jy reg gehoor het, ek is die oorle man, en jy hoef nie 'n moordkou van jou hart te maak deur te sê aangenaam nie. Ontmoetings soos hierdie is vir julle aardlinge dikwels taamlik skrikwekkend, maar dan aan die ander kant, ander kant, ek kan sien dat jy al 'n paar goed in jou lewe gesien het, want daar sit jy net. Van die ander vryers het in hierdie stadium al deur die hek gevlug. Was daar vryers? Ja, daar was ouens wat probeer het, maar hulle is hakskene eerste hieruit. Wel, daar maak jy 'n groot fout. Ek is nie 'n voornemende vryer nie, antwoord Christo. En nommer 2, sy bene is in hierdie stadium heeltemal te lam om hom selfs tot by die sitkamer en voorhuis te dra. Hy kan sy ore en sy oë nie glo nie, want net toe begin die stem voor hom 'n beeld kry en die gesig wat na hom toe terugkyk, raak alle duideliker. Christo weet dat hy hierdie man al tevore gesien het, nie net daardie aand van die verskriklike treinongeluk nie. Hulle het mekaar by meer as een geleentheid voor dit ook gesien. Word vervolg.